Hallo en welkom by Kerk en Suid. Ons is opgewonde dat jy hier is. Hierdie is 'n veilige spasie, gevul met vriendelike mense wat God liefhet. Kom kuier en koffie saam met ons, want hierdie is 'n plek om te beleef. En hier behoort jy. Dankie dat jy vandag by ons inskakel. Ons deel graag met jou die volgende afkondigings. Indien jy in die hospitaal is of weet van iemand, kontak gerus die kerkkantoor sodat ons leraars saam met jou die pad kan stap. En vir enige verdere gebedsversoeke, stuur asseblief 'n e-pos na gebed@kerkinsight.co.za. Goeiemôre aan al ons aanlyn kykers en baie welkom by vanoggend se erediens. Hierdie diens is spesiaal net vir julle, want ons het tans 'n kinderkersproduksie aan die gang en ons kan dit nie uitsaai nie, maar hierdie preek en hierdie diens is net vir julle. Voor ek vir ons bid, wil ek net graag 'n paar afkondigings noem. Die eerste een is die Kerssangdiens wat volgende Sondag is. Dis in die oggend 9:00 en ook 6:00 in die aand. En julle is so welkom om aanlyn in te skakel as julle nie self hier kan wees nie. Dit beloof om 'n wonderlike geleentheid te wees. Dan net daarna het ons die manneverryking. Hulle gaan braai, hulle gaan saamkuier. Dis ook iets wat jy nie wil mis nie. Dit is Maandag aand, die 24ste om 6:30. En dan wil ons dankie sê. Dankie vir elkeen wat iets gebring het vir Grace Valley en vir Jacaranda Kinderhuis. Ons waardeer julle oop harte, julle hande wat bereid is om te gee en ons wil sê dat ons dit regtig raak sien. Ons gaan dit ook baie spesiaal vir hulle uitdeel in die weke wat kom. En dan net 'n laaste afkondiging is ons preektye en dit is 9:00. So van nou af tot in Januarie 9:00, slegs een erediens. Ons sien uit om julle daar ook te ontvang. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan wees. Dankie dat ons so kan luister wat U ook vir ons wil sê en maak ons harte bereid om dit te ontvang. Ons loof en prys U naam. Amen. Goeiemôre, liewe gemeente. Ons is op 'n besonderse tyd in die jaar. Ons het nou volgende Sondag het ons Kerssangdiens en daarna begin Adventstyd. So hierdie is nou so 'n boodskap net so voor Advent om ons bietjie te oriënteer ten opsigte van hierdie tyd van die jaar. En dis 'n lekker tyd want ons sien uit na 'n klomp dinge wat rustiger raak. Ons sien uit na familie weer te sien. Ons sien uit daarna om net bietjie tyd saam te kan spandeer as familie. Dalk gaan julle weg, dalk gaan jy oor see, dalk gaan kyk jy by die see, oor see of by die see en dalk is hulle net lekker rustig by die huis. Maar daar's iets om na uit te sien. Dit wat vir ons gewoonlik nie so altyd lekker deur die jaar voor tyd kry nie. Dalk is dit net om te rus. Maar 'n paar jaar gelede toe ek die eerste keer agterkom het dat Kersfees op 25 Desember eintlik niks met Jesus se geboorte uit te waai het nie, was ek nogal bietjie anti-Kersfees. Ek het gedink ons moet dit eintlik eers vier nie. Die Bybel sê nie ons moet Jesus se geboorte vier nie. So eintlik was ek so bietjie the Grinch. Ek was so bietjie anti-Kersfees. Maar 'n paar jaar later, dis nou so 'n hele paar jaar gelede al, toe besef ek dat daar's eintlik iets moois wat 'n mens kan vier in die afwagting tot Kersfees. Selfs al is dit kommersieel of wêrelds en ons is oorlaai met al die wêreldse Kersliedjies en inkopies en alles, maar daar's tog iets wat daarmee saamkom van afwagting. Afwagting vir die Kersfees wat aanbreek, vir die Messias se eerste koms en ons wat ook leef met 'n afwagting vir sy tweede koms. En toe het ek besef hoe dit ons eintlik pragtig kan help in ons eie voorbereiding vir Kersfees. Ons weet ook dat die Jode geleef het ook met 'n sekere verwagting van die Messias se koms. En dit het hulle ook gehelp, partykeer het dit opgevlam, partykeer het dit 'n bietjie meer gekwyn, maar daar was van die begin af was daar 'n reg deur hulle geskiedenis was daar afwagting van die Messias se koms. Hulle het met die afwagting geleef. So vanoggend gaan ons saam lees uit Jesaja 42, as jy Bybel oopmaak, solank jy daar oopmaak, maar gaan eers so 'n voelvlug gee
van hierdie afwagting van die Messias se koms wat in die Jode se hart geleef het, voordat ons dan gaan stil raak en lees en gaan dink rondom hierdie teks. So in die einde van 2025 kan jy dalk so 'n bietjie begin dink in jou eie hart en jou eie gemoed, waar is jy ten opsigte van afwagting vir dit wat ons vier, dat Jesus mens geword het en dat Jesus gekom het en ook dat hy weer kom. So met dit in ons harte, kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, dankie vir die voorreg om vanoggend ook so saam te kan wees oor die lyn. Here, dankie dat ons met die woord mag besig wees. Dankie vir die besonderse tyd van die jaar waarin ons is. Here, help ons om nie so ingesleep, meegesleer te word deur die wêreldse manier van Kersfees vier en dier inkopies en rondjaag en die spanning waarmee gespaard gaan, dat ons ook die rede vir Kersfees mis nie. Dankie dat ons die menswording kan vier, die liefde vir ons as die kinders, en ook dat U gekom het juis sodat ons op 'n ander manier oor die lewe kan dink en ook ware sin kan vind in hierdie lewe, en dit is in 'n verhouding met U wat gekom het, U wat die verlosser is. Help ons om vanoggend dan dieper te kyk en te verstaan en dit om ons eie te maak en ook hierdie adventstyd, Kersseisoen in te gaan met 'n verwagting dat Jesus ook weer kom, maar dat ek mag weet hy het reeds gekom. En daarom kan ek ook werklik in 'n verhouding met hom leef. Wees U volgende een wat ons ontmoet, breek U woord vir ons. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. So die eerste keer wat ons in die Bybel lees waar daar sprake is van hierdie hoop van 'n beloofde Messias, is eintlik al baie vroeg. Dis net na die sondeval, Adam en Eva wat gedoen het wat hulle nie moes gedoen het, die ongehoorsaam was. En dan sê God dat hy gaan iemand stuur wat gaan kom om die slang se kop te vermorsel. Iets om na uit te sien, hoop wat lewe hier saam met hulle te midde van hulle ongehoorsaamheid. Maar dan baie vroeg, letterlik die eerste seun wat gebore word, Kain, slaan die tweede seun wat gebore is, Abel, dood. En waar is die hoop dat uit hierdie nageslag iets goeds gaan voortkom? So dadelik al is dit asof hierdie hoop van 'n Messias bietjie kwyn, amper al in die niet verdwyn. Dis wat gesfout met hierdie mense. Dan lees ons die mense gaan voort raak meer by die aarde. In die tyd van Noag was die hele menslike ras so korrup dat God besluit hy gaan al van die aarde af wegvee met die sonvloed. En net as jy dink Noag en sy familie is dan nou die 8 mense met wie God oor begin, wat 'n wonderlike vooruitsig, dan lees ons letterlik net nadat die ark op Ararat geland het en hulle begin wingerd aanplant, dan het Noag en sommige van sy naaste familie ook alweer nie reg geleef nie, asof hulle alweer vergeet het waarvandaan hulle gekom het. Paar jaar later met die toren van Babel, waar God se toren teen die mense ontvlam, dan is daar geen messiaanse verwagting, die hoop wat daarmee saamgaan, is dan totaal en al weer aan die kwyn. En dan kom God uiteindelik met Abraham, hy kom hernie sy belofte, sy liefde vir die mensdom, as hy sê dat deur Abraham se nageslag sal die nageslag en mense van die aarde, die nasies van die wêreld geseën wees. Iets van God se hart. So hier is 'n hoop dat in hierdie nageslag gaan tog iets goeds na vore kom. Selfs ten spyte daarvan dat God vir Abraham sê om Isak te gaan offer, want uiteindelik dan voorsien God ook weer 'n paaslam, 'n ram in die bosse, wat ons vooruitwys alreeds ook weer na dit wat God sou voorsien het in sy seun. So daai verhaal is dan ook 'n voorafskaduwing van wat sou kom. Dan Isak se seun Jakob, sy naam beteken letterlik bedrieër. Hy is dan 'n bedrieër en 'n verneker. Ons lees dat sy nageslag, Jakob se seuns, hulle was oneerlik, hulle was gewetenloos. Josef beland deur hulle toedoen in Egipte. En is nie hy se nageslag wat hoop inboesem dat daar uit hulle iets goed sou voorkom hier. Die Messias verwagting het dan weer so 'n bietjie gekwyn, verdwyn of het nie opgevlam nie, dit kon nie meer bestaan het nie. En dan
400 jaar van slawerny in Egipte lê voor, waar God amper as 'n ware stil is, dat ons nie lees dat God met sy volk omgaan nie, eers hier in die einde. Maar dan lees ons wel hier iewers in die middel of naby in die einde dat daar 'n babaatjie gered word. Die Farao wat al die Israeliete se seuns wil uitroei op 'n stadium, al die manlike kindertjies, maar dan red God vir Moses, wat ook weer 'n voorafskaduwing is na die Messias toe. En in Moses wat gered word, vlam die hoop weer op, veral wanneer hulle dan ook uit slawerny gelei word na die beloofde land. Ja, God is wel nog besig met ons en iets moois kan ook hieruit na vore kom. Die hele offersisteem wat God dan vir hulle gee en die wet, dui ook daarop dat hier iets moois na hulle na vore gaan kom. Ek wil hê julle moet heilig wees, want ek julle God is heilig. Iets moois wat God in gedagte het. Later dan sien ons dat die lam met sonder liggaamsgebreke van die bloed wat hulle moes aanspeer aan die deurkosyne voordat hulle nag gevlug het uit Egipte uit, die laaste plaag, dui dan ook vooruit na die beloofde Messias. So sien ons reg deur alles, elke keer iets dat die hoop van die Messias weer opvlam. As hulle in die woestyn kom en die giftige slange pik hulle maak 'n kruis waarna hulle elkeen wat opkyk wat gepik is, wie sou genees, dui ook vooruit. Jesus maak letterlik die terugverwysing en sê dat hierdie dui hom wat op die kruis sou wees. En dan is daar ook weer die hoop wat na vore kom. As ons kom by die verhaal van Dawid, dan het God opnuut beloof aan Dawid dat sy koningshuis en sy koningskap vir altyd sal vasstaan. God sal iemand gee wat op sy troon sal sit vir ewig. So hier kom die beloofde Messias, die beloftes van die beloofde Messias weer baie sterk na vore. Verskeie van die psalms wat Dawid geskryf het, is daar ook aanduidings van wie die Messias sou wees en wat hy sou kom doen. Die ander profete, Elia, Elisa, Jona en Jeremia, het in hulle persone en hulle optrede, hulle uitspraak, hulle profeseë, die Messias verwag, wat telkens weer vir die Jode herinner het, en telkens weer hulle opnuut herinner het, en laat uitsien het na die naderende koms van die Messias. Jeremia skryf baie mooi, hoofstuk 23 vers 5, kyk, daar kom dae wanneer ek vir Dawid 'n regverdige loot sal laat opkom. Hy sal as koning regeer en verstandig optree. Hy sal in die land reg en geregtigheid handhaaf. Jesaja se messiaanse profesie is seker van die Moses in die Bybel, ons ken dit baie goed. Daar is die pragtige Immanuel teks in hoofstuk 7 vers 14, daar is daai klassieke gedeelte in hoofstuk 9 wat ons lees van die magtige God, wonderbare raadgewer, ewige Vader, vredevors wat sou kom, die Immanuel. Hoofstuk 11 vers 1 tot 5 lees ons oor die takke, die stomp van Isaai, op wie die gees van die Here sal rus. Al die mooi messiaanse profeseë. Ons ken die een wat ons meer lees in Paastyd, hoofstuk 52 en 53 wat skryf oor sy lyding en sy kruisdood. Dan daar's nog vele ander, onder vanoggend se gedeelte in hoofstuk 42 waarby ons nou gaan uitkom. Verder nog die profete Esegiel en Daniel, hulle het gedurende die ballingskap geprofeteer oor die beloofde Messias, dat in midde van moeilike tye hou hy die hoop lewend. En dan na die ballingskap, dan sal nog Sagaria en Maleagi wat verder geprofeteer het. Baie van die Jode wat hierdie wisseling van emosies en skommelinge en hoop en verwagting beleef het, het uiteindelik moed en hoop verloor, omdat dit net nie gebeur nie. Dit is net te ver, dit kom nie. En ander het wel 'n bietjie hoop behou, maar hulle het 'n magtige bevryder verwag. Iemand wat gaan kom en 'n magtige koning gaan wees met invloed, 'n heerser wat hulle sou kom bevry het. Iemand wat hierdie koningskap van Dawid sou herstel. Elke swanger vrou in daai tyd kon met reg gedink het, dalk is dit my seun. Hy wat gebore gaan word wat dit gaan kom doen. Is hy nie dalk die Messias nie? Die wonderlike, hoopvolle, vreugdevolle, vermoeiende afwagting wat met jou emosies en jou voorstellings kan speel, wat die Jode destyds beleef het. En dis ook iets wat ons ervaar in aanloop tot Kersfees. En die onsekerheid, die vraag waarmee ek loop, wat moet ek koop? Waarvan sal hierdie persoon hou?
Wat kan ek vir my vrou koop vir Kersfees? Wat is dit wat hy of sy graag wil hê? En dan as ek uiteindelik dink ook, dat ek gaan iets kry, wat sal iemand vir my koop? Wat is toegedraai daar onder die Kersboom, of by die Kerstoneel as jy dan verkies? Elke emosie het sy eie afwagting, en is eie aan ons manier van iets verwag, net soos wat ons die Messias se terugkeer verwag. Dit moet ook in ons harte leef, dit moet ons ook kenmerk op die manier wat ons leef. Soos wat Jesus die eerste maal gekom het, in Israel se donkerste uur. Voor sy koms was alweer 400 jaar, wat God stil was, waar daar nie profeseë was nie. Die tyd tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. So in daai donkerste uur het hy gekom in die eerste maal, so sal hy weer kom, wanneer dit vir ons ondraaglik donker begin lyk. Jesus sê self in Matteus 24 vers 22, as daardie dae, daardie donker tyd nie ingekort word nie, sou geen mens gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae ingekort word. Oor Jesus se eerste koms skryf Matteus in hoofstuk 9 vers 12, weer is Jesus se eie woorde, hy sê, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel siekes. Dis Jesus se hart. En dan in hoofstuk 12 van Matteus, net 'n paar hoofstukke verder, lees ons in vers 18, dat hy uit Jesaja 42 uit aanhaal oor die Messias, oor sy hart, oor die rede vir sy koms. En daar staan dit wat aangehaal word uit Jesaja 42, ons lees saam vanaf vers 1. God sê, kyk, hier is my diensknegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my binneste vreugde vind. Ek het my gees op hom laat kom. Hy sal reg vir die nasies laat deurbreek. Hy sal nie om hulp roep en nie uitroep nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n dowwe lampput sal hy nie uitdoof nie. In getrouheid sal hy reg laat deurbreek. Hy sal nie weifel en nie geknak word nie, totdat hy reg op die aarde gevestig het. Op sy lering wag die eilande. Jesus se menswording, sy geboorte, was vir die geknakte riete en die dowwe lampputte. Hulle wat 'n dokter nodig het, hulle wat herstel nodig het, genesing, deur wrede oorloë en ballingskap, moorde en hongersnood, eeuse gewag, geslagte wat afgesterf het die Joodse volk dikwels geknak. Baie het nie meer helder gebrand nie. In die duisternis het hulle gesukkel, daar waar hulle alleen gevoel het. Hulle het gesukkel om 'n seën te wees, soos wat dit oor hulle gesê is, om 'n seën te wees vir ander volke. Hopeloos, moedeloos, waarskynlik was dit goeie beskrywings wat by hulle sou gepas het. Toe ek met hierdie teks besig wees, het ek gewonder, hoe baie mense is nie geknakte riete nie, voel nie soos 'n geknakte riet op die stadium nie. En hoe herstel 'n mens 'n riet wat geknak is? Is dit enigstens moontlik? 'n dowwe lampput kan jy weer aansteek, gaan maklik weer brand, jy kan dit aanblaas, maar hoe kan jy 'n riet stit of spalk sodat dit weer aangroei? Ek het die volgende verhaaltjie raak gelees en ek wil dit graag vanoggend met julle deel. En as jy hierna luister, dan wil ek hê dat jy jouself sal sien in die beeld van die bamboes. En dan God se karakter in die optrede van die koning, in die hart van die koning van hierdie verhaaltjie. Nou die verhaaltjie loop so, sê, daar's 'n koning wat lank gelede in 'n baie ou koninkryk gebly het met 'n verskriklike mooi gebou, paleis. En hy het daarvan gehou om soms te gaan loop in sy tuin, die dag en dan veral in die aand as dit nou koeler was. En sy gunsteling plant was sy bamboes. Die bamboes het daarvan gehou om vir die koning te dans. Grasieus en pragtig het die bamboes altyd daar vir die koning gedans. En sy was lief vir haar meester.
En jy moet jou, weer eens soos ek gesê het, jy moet jouself nou in hierdie prentjie van die bamboes sien, God wat die koning is, en hierdie verhouding, wonderlik om vir God te leef, pragtig en wonderlik, en alles net tot sy eer. Dit was haar grootste begeerte, die bamboes, om vir hom te dans. Wanneer die bries deur haar takke gewaai het, het sy vorentoe en agtertoe geritsel, gewieg, gebuig. Op haar beste het sy net gedans, alles tot sy vreugde. Sy vir gehad het, hy moes gelukkig wees. By die aandskoue, as die koning gekom het van die geliefde bamboes, het die koning se hart ook gedans van blydskap. Hy was opgewonde en dankbaar en bly oor haar. Op 'n dag, toe kom die koning weer by haar aan, maar hierdie keer was haar frons op sy voorkop. Hy het bedruk gelyk, half bekommerd. Bamboes was bly om te sien en sy het weer met oorgawe gedans tot sy grootste verering, het haar blare voor hom op die grond gesweep in 'n liefdevolle groet. Maar die koning het gesê, my dierbare bamboes, jy weet hoe lief ek jou het. Vandag wil ek vir jou vra om my met 'n belangrike taak te help. Natuurlik, bamboes oorstelp van vreugde, daar's niks wat sy in hierdie lewe meer sal waardeer en kan geniet as om iets vir haar koning te doen. Sy sê, meester, vra net wat u wil. Ek is oorgehaal, gebruik my net waarvoor u wil. Die koning het egter hartseer geword. Hy het gesê, my geliefde bamboes, ek het jou nodig. En om vir jou, vir my groot taak te kan gebruik, moet jy afgekap word. Bamboes het begin bewe van afgryse. Ek, afgekap word. Maar meester, hoe gaan ek dan weer vir u kan dans? Hoe gaan ek met my lewe vir u tot 'n seën wees? Hoe gaan ek my liefde aan u kan betoon? Gaan ek dan nooit weer vir u kan dans nie? Here, wat wil u in my lewe van my hê? Sou ons kon gevra het. Maar hier is die koning ver, hy sê, my liewe bamboes, as ek jou nie afkap nie, kan ek jou nie gebruik nie. Met 'n hart versteen van wanhoop, stem arm bamboes in en sê, doen dan wat jy moet, meester. Toe kap die koning haar af. Sy lê daar in die aandlig en beef. Blare en takke is al wat haar nog beskerm. Die koning het toe voor haar kom buk, of deernisvol aangekyk en gesê, bamboes, om jou te kan gebruik, moet ek jou ook stroop van al jou takke en al jou blare. 'n Siek koue het oor bamboes se hart gespoel. Bedroef stem sy in, en toe sny die koning op blare en haar takke af. Hy laat haar agter in die tuin op die kaal grond lê, naak en gestroop. Maar die ergste kom nog. Die koning kom weer en hy praat saggies met sy geliefde. Bamboes, om jou te kan gebruik, moet ek jou nou middeldeur kap en jou uithol, jou kern. Jy moet jou hart vir my gee. Jy moet my totaal en al vertrou. O meester, roep bamboes uit. Dis dit regtig nodig. Hoe kan u dit ook nog aan my doen? Ek kan jou nie gebruik nie, liewe bamboes, sê die koning, tensy ek jou oopsny en jou uithol, oopbreek en leegmaak van binne nie. En bamboes sê, goed dan, doen wat gedoen moet word, breek my oop, sny my stuk en stroop my binnekant. Daarop kap die koning van bamboes middeldeur, hol haar uit, dra haar teer na 'n plek in die tuin waar daar 'n vars, sprankelende fontein loop. Daar lê haar neer. Met haar een kant in die sprankelende fontein en die ander kant in die bar, droë landery buitekant in die tuin, daar waar die water nodig is.
Die water loop deur oor bamboes en sy sing terwyl dit deur die kanaal van haar gebroke leë hart bruis. Toe die water die droë landery nat gemaak het, plant die koning 'n nuwe oes. En die dae gaan verby, vars, groen vrugte, groente skiet op. Spruite is oral sigbaar en gou is dit oestyd. Voorheen het bamboe so grasieus vir haar meester in die tuin gedans. Met oestyd vertoon sy nou nog meer grasie in haar gebrokenheid, want sy bring nuwe lewe na die hele landery. Voorheen het sy die lewe van oorvloed geken in haarself. Nou bring sy die lewe in oorvloed na die wêreld buitekant die tuin. Word sy gebruik tot 'n seën vir ander. As ons hierdie storie werklik ons eie maak, moet ons besef, dis nie altyd God wat ons afkap en uithol nie. Somstyds moet God wel dit doen met ons as mense, maar dikwels is dit die lewe wat dit aan ons doen. Dis net eenvoudig die lewe wat hierdie draaie met jou loop, sodat jy geknap en gebreek is. Voel asof die duisternis besig is om 'n oorhand te kry in jou lewe, besig is om 'n liggie uit te doof. Maar God se droom, God se plan met en deur Jesus was en is egter altyd vir ons herstel. Om jou weer te gebruik. Dalk vir 'n ander doel, maar ek herstel jou in jou volle glorie, tot sy eer. Ons lees Jesaja 42 vers 5 tot 7. So sê die ware God, die Here wat die hemel geskep en oopgespan het, wat die aarde uitgebrei het en dit wat daaruit voortkom, wat asem gee aan die mense daarop, lewensasem aan wie daarop beweeg. Ek, die Here, het jou geroep met die oog op geregtigheid. Ek sal jou hand vasgryp, jou bewaar en jou bestem tot 'n verbond vir die volk, tot 'n lig vir die nasies, om blinde oë oop te maak, om gevangenes uit die kerker te lei, om hulle wat in donker te sit, uit die tronk te lei. Hierdie verwys natuurlik na Jesus, die Messias, die dienaar van die Here. Dis hy wat sag werk met elkeen wat skynbaar aan hulle einde is. Hulle wat geknak en gebroken en oorweldig is. Dis juist vir hulle wat hy mens geword het. Geknakte riete, dowwe lampitte, dit is die Messias se besigheid. By hulle gaan hy nie verby nie. Hulle sien hy raak. Hy laat hulle nie alleen nie. Hulle is die hoofrede vir sy menswording. Dit is die oorsaak en die rede vir Kersfees. En hy herstel nie net nie, hy herskep uit 'n geknakte riet iets niets en iets bruikbaar. Hy laat nie toe dat die lampit heeltemal doodgaan nie. Hy kom en hy steek dit self weer aan, sodat dit lig kan bring vir die nasies. Lig in duisternis. Al is dit klein, al is dit nou klein. Dit bring lig, skep hoop en moed in donker tye. Deur Jesus herskep God. Hy bring geregtigheid, hy bring 'n nuwe visie en hy bring bevryding, sodat daar vir elkeen wat in Jesus is, nuwe moontlikhede kan oopgaan. Vers 8. Ek is die Here, dit is my naam. My heerlikheid sal ek nie afstaan aan 'n ander nie. My roem nie aan gesneede beelde nie. Die dinge van vroeër, kyk, dit het gebeur. En die nuwe dinge, ek kondig dit aan, voordat dit uitsprei, laat ek julle daarvan hoor. In Jesus, saam met hom, is nuwe dinge moontlik. Dis ons hoop, dis ons afwagting, dat Jesus op 'n besonderse manier by my is, dat daar vir my iets nuuts kan gebeur. Ja, dit wat gebeur het gebeur, dit staan hier, dit dinge van vroeër, kyk, dit het gebeur, aanvaar dit. Dalk is dit glad nie, soos jy dit vir jouself voorgestel het nie. Dalk is hierdie nuwe ding iets vreemds, dalk voel jy afgekap, uitgedroog, gestroop, oopgekloof, uitgehol. Maak dit jou dalk totaal moedeloos. Maar juist daarin lê die nuwe ding
wat hy met en deur jou wil doen, hoe hy jou wil gebruik. Die verlede is in die verlede. Dit het jou gevorm in wie en wat jy nou is, maar God se plan met jou is nog nie klaar nie. Solank as wat jy asemhaal, droom hy, het hy 'n plan, het hy 'n rede. Hy is altyd optimisties oor jou, oor waarmee hy met jou besig is. Altyd sien hy 'n blink toekoms. Jesus is nooit moedeloos oor jou toekoms nie. Hy is opgewonde. Kyk net saam met hom vorentoe. Stap saam met hom die nuwe dinge tegemoet. As ons hier bly, as ons vashou in die verlede, kan ons nooit die nuwe dinge tegemoet gaan nie. Sit die verlede agter jou. Dit het gebeur, ja, aanvaar dit. Waar jy nou is en dit wat vorentoe lê, is nuwe dinge, hoopvolle dinge, iets om oor opgewonde te raak, iets om oor bly en dankbaar te wees. Mag hierdie gedagte, hierdie boodskap in hierdie Kerstyd in jou gedagtes ingeprent word, in hierdie tyd van afwagting, advent, tot en met Kersfees. Mag jy dit met jou saam dra, mag jy weer op jou beurt dan ook hierdie lig gaan verkondig. Dit gaan uitdra, hierdie boodskap met ander gaan deel. Mag jy dit neem na elkeen wat blind is. Elkeen wat besig is om in die donkerte van die gevangenis te sit. Mag hy jou so gebruik om 'n seën te wees vir ander, soos wat dit nog altyd bedoel was. En dalk, as jy nog self op hierdie stadium op 'n plek is waar jy geknak is, waar jy gebreek is, waar het vir jou voel of jy maar dof is, lampet wat besig is om dood te gaan, mag jy besef dat Jesus vir jou herstel en herskepping bring, maar ook nuwe dinge aankondig, nuwe dinge vir jou. Mag jy so weer moed en hoop skep, nie net vir Kerstyd nie, maar vir jou toekoms, vir dit wat voor lê. Mag hierdie boodskap in jou hart leef. Mag jy weet, jy is bruikbaar. Mag jy God se droom oor jou hoor en sien en leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u hart. U hart wat altyd hoopvol is. U hart wat altyd mooi is. U hart wat altyd iets moois siens vir die toekoms, vir ons elkeen. Dankie dat u nie by ons as geknakte riete, geknakte mense wat seer gekry het, verbygaan nie. Maar dat u juis ons seer gebruik tot u eer, om iets moois daarna na vore te laat kom. Dat self deur ons seer, ons ook vir ander mense tot 'n seën kan wees. Gebruik ons soos riete en bamboes, Here, sodat die wêreld ook van u goedheid kan leer, kan sien, kan ervaar, dat daar groei mag kom, dat daar lig en duisternis mag kom, hoop mag kom. Mense kan leef met 'n afwagting, dat God besig is werklik met iets moois. Ek kom bid, Here, dat u met hierdie boodskap elkeen van ons se lewens sal aanraak, en dat dit in ons harte en ons hele gesindheid sigbaar mag wees. Vat al die moedeloosheid weg en vat al die geknaktheid en die dofheid weg. Maak ons helder en maak ons sterk. En mag ons vir u tot 'n seën wees en ook sodat die wêreld en die nasies deur ons geseën mag word. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Die maniere van gee sal ook nou op die skerm verskyn. Ons gaan dit nou afsluit met 'n lied saam, maar voordat ons gaan afsluit, wil ek graag vir jou hierdie uitdaging gee. Maak nie saak van wat se Kersliedjie jy hou nie. Miskien is daar baie bekende liedjies, miskien is daar hier en daar 'n onbekende liedjie wat net jy van ken. Nou hier is my plan vir Kersfees vir die volgende week of 2, dan gaan ek dit afsny, maar vir die volgende week of 2 wil ek vir jou vra, stuur vir my enige en alle Kersfeesliedjies waarvan jy hou vir my. Stuur dit vir my per e-pos of stuur dit vir my op 'n WhatsApp op my foon en ek gaan dit saam sit.
gaan ons alle gemeente se geliefde Kersliedere saam sit. Dan gaan dit op Spotify sit, dan gaan 'n lys daarvan maak, Kerk Insight se Kersfees musiek, en dan gaan dit saam sit, en as dit klaar is, dan sal ek daai link skakel vir almal aanstuur op ons groepe, waar jy dit wil aflaai, jy sal dit kry op die inligtingsgroepe, en op die Facebook, en dan kan jy dit saam luister. So kom ons maak op hierdie manier ook 'n gesamentlike, lekker gees van Kersfees, en ons hoor mekaar se musiek, en ons geniet die Kersseisoen in afwagting vir die Messias se koms wat ons vier met Kersfees. Kom ons sing lekker saam. Jesus, U is ons alles. Die kruis ons oorwinning, U krag ons vervulling. Jesus, U is ons alles. Lig op julle poorte, eeue oue deure, die koning is hier, die koning is hier. Aan die hemel hier, aan die lof en eer, U alleen is waardig, U alleen is waarlik hier. Oor die aarde wyd roep ons almal uit, Jesus ons sal lewe, om met U te verheerlik hier. Ons lig en ons baken. Jesus, U is ons alles. U eer is ons strewe, dis waarvoor ons lewe. Jesus, U is ons alles. Lig op julle poorte, eeue oue deure, die koning is hier, die koning is hier. Aan die hemel hier, aan die lof en eer, U alleen is waardig, U alleen is waarlik hier. Oor die aarde wyd roep ons almal uit, Jesus ons sal lewe, om met U te verheerlik hier. Aan die hemel hier, al die lof en eer, U alleen is waardig, U alleen is waarlik hier. Oor die aarde wyd roep ons almal uit,
Wie is dan ook vanoggend geseën uit 1 Johannes hoofstuk 4, ek lees so 3 verse, daar staan, hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees geword het, is uit God. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat hy sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Wie ook al bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom en hy in God. Amen.